Goeiemôre gemeente, baie welkom by nog 'n aanlyn diens vanoggend. Ons is nou in die hartjie van die winter hier in Junie maand en ons was so bevoorreg om oor die laaste naweek wat verby is, ons Markdag hier by die kerk te kon vier. En in gees van Markdag sien julle dan nou ook die ballonne van Markdag nog hier in die agtergrond. Ons wil uit ons hart uit dankie sê vir elkeen wat deel was. Dis ons grootste fondsinsameling van die jaar en daar's groot afwagting rondom hierdie dag en hierdie jaar was ons Reënboog Droomreis 'n groot sukses. Aan elkeen wat bygedra het, wat die dag bygewoon het, wat hier was in gees, ons waardeer julle verskriklik baie en mag die Here dit ook seën. Dankie dat julle deel is van ons familie gemeente. Vanoggend se erediens is dan nou sommer so 'n kombinasie van wat ons by Hemelvaart gehoor het donderdag aand en ook dan nou in die kerk vanoggend op 1 Junie hoor. En dis wonderlik om in hierdie tyd na Hemelvaart ook uit te sien na Pinkster. So volgende week skop ons Pinkster af en julle is almal welkom. Ons gaan Dinsdag, Woensdag en Donderdag aand in die kerk wees. 18:30 is ons diens, 6:30 die aand en dan Sondag vier ons Pinksterfees in eredienstyd om 9:00. Ons sien verskriklik uit na hierdie geleenthede. Kom ons word dan net vir 'n oomblik ook stil vandag. Kom ons vra vir die Here om ook hierdie diens te seën, in ons harte te kom praat en vir ons te kom sê wat hy vir ons wil hê. Kom ons bid saam. Here God, is so 'n voorreg om in die naam by mekaar te kan kom, om U Vader te kan noem. En hier so in Hemelvaart is dit 'n voorreg om te weet, Jesus, U het opgevaar, maar U kom weer. Ons vier dit, Here. Ons hou vas aan die belofte van die Heilige Gees, wat nou in ons is. En Here, mag ons werklik weet, dat U by ons is, in alles wat ons doen. Seën ons samesyn, wees hier teenwoordig. Ons is lief vir U. Amen. Ons foto vandag kom uit die Lukas Evangelie uit. Jy het Lukas 24 vers 50 tot 51. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betania. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en hy is in die hemel opgeneem. Ek groet julle in die naam van Jesus, die opgevare Here. Amen. Kom ons sing dan 'n lied saam om die Here te loof en te prys, hy wat in die hemel is. In die foto met ons gehoor uit Lukas 24 uit van Jesus wat opgevaar het na die hemel toe. In die week wat verby is, het ons Hemelvaart gevier en elke keer in hierdie tyd van die jaar onthou ons. Ons onthou hoe Jesus se aardse storie eindig. Dat hy uiteindelik omring deur sy volgelinge opgevaar het hemel toe en dat hy sit aan die regterhand van God. Ons hoor in hierdie gedeelte, hy het voor hy opgevaar het sy hande opgelig en hulle geseën.
Terwyl hy hulle geseën het, het hy van hulle af weggegaan en hy is in die hemel opgeneem. Ons hoor dat Jesus as laaste gebaar voor sy hemelvaart sy hande ophef en mense seën. In die kerkkonteks is die seën vir ons baie belangrik. Die seën van die Here is 'n betekenisvolle element in ons erediens en die dominee gebruik dit eerbiedig deur dit uit te spreek oor die hoorders in die erediens. En so kan 'n gemeente met dankbare geloof aanhoor dat God seën. 'n Baie bekende seën word gevind in Numeri 6 vers 22 tot 27, die bekende Aaronitiese seën. Die seën wat sê oor die Here beskerm jou en die Here seën jou. Die Here skyn sy aangesig oor jou, die Here gee jou vrede. En hierdie woorde is om te bevestig dat dit is wie God is. Hy is 'n God wat beskerm, hy is 'n God wat seën. Die bekende seën herinner my jou daaraan dat God se bedoeling in sy verhouding met elke mens is om ons te seën. Dat ons sal weet, die Here wil vir ons goedheid hê. Hy wil guns oor ons lewens uitstort. En uiteindelik, hy is by ons. Maak nie saak waardeur ons gaan nie. Die hande oplê wat ons dan nou ook hier kry, die betekenis is om onder andere 'n kleed of 'n kombers beskermend te bedek. Die aanhoorders van die seën word dus onder hierdie beskermende seën ingesluit. Niemand word uitgesluit nie. Met ander woorde, God seën ons sodat ons sal weet, hy is in ons lewens betrokke. Hy beskerm ons, hy lei ons, hy skenk genade, liefde en vrede aan my en jou. Verder is dit baie belangrik dat ons sal weet, as die Here ons seën, of as daar gesê word die Here seën ons, is dit nie bloot 'n wens of 'n verwagting nie, waarop dalk bloot gehoop hoef te word nie. Dit is nie iets wat in die toekoms verwag hoef te word nie. Ons kan eerder weet, die seën spreek waarmee die gemeente gegroet word, is God se seën in 'n volle werklikheid. Sy goedheid, sy guns, sy sorg vir my en jou, sy liefde word aan die gemeente toegesê en hy skenk dit hier en nou aan my en jou in die Here. Dit is ook daarom hoekom ons die seën eindig of antwoord met amen. Dit is alles waar en dit is seker en gaan nie eers eendag gebeur nie. Op sy tyd het God die wêreld geseën. Hy het die wêreld kom seën deur sy seun vir ons te stuur. Hy het ons kom leer om te weet wie Jesus Christus is. Ek en jy het hom leer ken as die seun van God. Van krib tot kruis en deur die opstanding heen het Jesus God se seën vir sondaars liefde vir 'n sondige wêreld 'n volle werklikheid kom maak. Jesus het gekom sodat ons sal weet wat 'n ware seën is. Dit is 'n seën om Jesus as redder en verlosser te hê. Hy wat die plan vir die wêreld was, om met sonde klaar te maak, met die dood klaar te maak, sodat ek en jy gered sal word. Dit is die grootste seën wat ons ooit kon ontvang. So hy seën ons vir tyd en tot in alle ewigheid. Met die besonderse belang van hemelvaart het Jesus in hierdie Lukas beskrywing van die verhaal in die Lukas Evangelie ook mense geseën. En dit is eintlik merkwaardig. Sy laaste gebaar wat hy hier op aarde gedoen het, voor hy weer opgevaar het na die hemel, was om te seën. So daar is dan nie twyfel by ons of dit belangrik is om die seën van die Here te ontvang nie, want Jesus gebruik hierdie laaste oomblikke ook om seën uit te spreek oor ander. Met ander woorde, God sit die seën voort deur Jesus se gebaar en ons leer met sy laaste handeling op aarde dat God se seën kan en moet uitgespreek word. So het die apostel Paulus ook hierna in sy briewe die gewoonte gehad om die begin en die einde van sy briewe met die seën te begin en af te sluit. En so het die lesers God se seën taslik ervaar wanneer hulle hierdie briewe gelees het. En so het dit dan die gebruik geword in die erediens om dan ook met 'n seëngroet te begin en met 'n seën te eindig. En nou nog, ook hier in ons aanlyn dienste, maak ons gebruik van hierdie gebaar, sodat ons derentyd herinner sal word, God seën, hy seën vir jou en hy seën vir my.
So wat beteken die seën vir my en jou vandag? Sy seën is die evangelie. Dis nou en dis waar en dis vir ewig. Ek en jy ontvang vir Jesus as verlosser en dit is vir ons die ewige hoop in ons eie lewens. Ons lewe word gekenmerk deur soveel moeilike tye en beproewings wat ons moet trotseer. Maar te midde van al dit, weet ek en jy, ons het die troos van God se seën oor ons lewens. Hy, Jesus Christus, Heer en Heiland, seën ons ryklik en hy is altyd by ons. In die bekende Jesaja 43 vers 1 beloof die Here aan sy volk wat in groot nood verkeer. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Let wel, die Here beloof nie dat hulle van die water gespaar sal bly nie, maar dat hy saam met hulle daardeur sal gaan. Juis is dit vir ons 'n troos. Te midde van die krisis of die moeilike tyd wat ek en jy beleef, kan ons verseker wees, ons is nie sonder die teenwoordigheid en die bystand van die Here nie. By hom is ons veilig. Hy beskerm ons tot in alle ewigheid. Maar nog meer as God wat by ons is hy ook in ons. Hy seën die mensdom met die teenwoordigheid van sy Heilige Gees. Heilige Gees in ons. Die skrywer Lukas het ook 'n tweede volume uitgerig, die Handelinge van die Apostels. So na hierdie hemelvaart storie waarvan ek en jy hoor aan die einde van die Lukas Evangelie, kom die volgende in die lewe van die apostels en word hierdie hemelvaart ook 'n bietjie verder beskryf deur die skrywer Lukas. En dan hoor ons meer breedvoerig rondom Jesus se hemelvaart en tydens die laaste oomblikke van sy lewe hier op aarde. Kom ons lees dan saam in Handelinge 1 vers 8 tot 14. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle moet my getuies wees in Jerusalem en in die hele Judea en Samaria en tot aan die einde van die aarde. Toe hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle toe kyk en 'n wolk het hom uit hulle gesigsveld weggeneem. Terwyl hulle soos hy weggaan stip na die hemel bly kyk, staan daar met eens 2 mans in wit klere by hulle en vra: Galileërs, waarom staan en staar julle na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle na die hemel weggeneem is, sal net so terugkom, soos wat julle hom na die hemel sien weggaan het. Daarna het hulle van die berg, wat as die Olyfberg bekend staan, en wat dig by Jerusalem was, 'n Sabbatsreis ver, teruggekeer na Jerusalem. Toe hulle daar aankom, het hulle opgegaan na die bovertrek, waar hulle gebly het. Petrus en Johannes, Jakobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartolomeus en Matteus, Jakobus, seun van Alfeus, Simon die Zeloot en Judas die seun van Jakobus. Hulle het almal eensgesind in gebed volhard, saam met die vroue en ook saam met Maria, die moeder van Jesus en sy broers. So hoe reageer hierdie disippels van Jesus, die volgelinge van Jesus, op Jesus se seën, wat ons weet gebeur het vanuit die Lukas Evangelie. Ons lees in vers 8 hier in Handelinge 1, dat hulle moet wag om die Heilige Gees te ontvang. Ons lees in die Bybel van die krag van gesamentlike gebed, en dat hulle in hierdie wagtyd besluit om saam te bid. In Handelinge 1 vers 14 lees ons dat 120 gelowiges eensgesind volhard het in gebed na Jesus se opvaarding na die hemel. Jesus het vir sy disippels gesê dat hulle in Jerusalem moes gaan wag. Bly wag op die gawe wat die Vader beloof het. Hulle het goed begryp dat die wagtyd nie 'n tyd vir niks doen kon wees nie. Hulle is na die bovertrek toe waar hulle gewoonlik saamgekom het en hulle het eensgesind volhard in gebed. Toe die dag van die Pinksterfees 10 dae later aanbreek, was hulle almal waarskynlik steeds bidend by mekaar, in eenheid en in gebed saam gesnoer. 'n Uiteenlopende klomp mense, 10 dae lank bid hulle saam, in die bovertrek wat Petrus
waar Petrus is wat Jesus verloon het, waar Johannes en Jakobus die seuns van die donder is, waar Matteus die tollenaar is, Simon die fanatikus, die ongelowige Thomas, 'n aantal vroue onder wie Maria die moeder van Jesus en ook Jesus se broers wat baie lank krities en skepties teenoor hom gestaan het tydens sy aardse bediening. Hulle word saamgesnoer deur gebed. En Jesus wat opgevaar het hemel toe, het hulle beveel om te wag vir die belofte van God. En hier in 'n groot vertrek as 'n verskeidenheid van mense is hulle deur hulle band met Jesus 'n hegte eenheid, saamgesnoer in sy liefde. Hulle is ook saamgesnoer deur een passie en gemotiveer deur een begeerte. Hulle bid in afwagting op die Here se belofte. Hulle het gebid vir die gawe wat God beloof het en hulle ontvang in antwoord op eensgesinde gebed die Heilige Gees. So mag ek en jy ook in hierdie Pinkstertyd dit onthou. Vir hierdie 10 dae wat voorlê, as ons ook hier by die kerk bymekaar kom in gesamentlike gebed, as ons bymekaar kom om ook eensgesind te wees, met een passie en een motivering, en dit is om die Here te soek, om by die Here te wees, om sy teenwoordigheid te ervaar, mag ons onthou in reaksie op eensgesindheid en gebed, het hulle die Heilige Gees ontvang. Mag ons dan na vandag uit die woord en wat ons hier gehoor het, weet en onthou. God seën ons, hy beskerm ons, hy lei ons, hy stort sy genade en sy liefde oor ons uit, hier en nou. Mag ons ook onthou, dat die grootste seën wat ons ooit kan ontvang, Jesus Christus is. Hy wat ons verlos het, hy wat gekom het om vir ons te sterf, hy wat opgevaar het hemel toe, maar weer sal kom, hy wat sit aan die regterhand van God, hy wat heers oor die aarde, oor die wêreld, oor ons omstandighede, oor ons moeilikhede, hy is koning, nou en vir altyd. En mag ons ook met hemelvaart herinner word, hy is nie net God by ons nie, maar hy is ook God in ons. Hy stuur sy Heilige Gees, sodat ons sal weet, ons is nooit alleen nie. Hy is in ons, hy seën ons, deur ons te lei en ons te beskerm, deur sy Heilige Gees. Mag dit ons as 'n eenheid saambind, mag hierdie wete, hierdie sekerheid, ons ook toelaat om te bid tot God, uit dankbaarheid, en te weet, hy seën ons werklik. Mag ons dit ook motiveer om nie bloot alleen te bid nie, maar saam met ander, sodat ons eensgesind en saamgesnoer in gebed sal wees. Mag ons een wees, mag ons saam bid tot die Here wat ons seën. Amen. Kom ons bid saam. Wauw, Here, dit is 'n absolute voorreg om U te kan aanbid, om U kinders te wees en om te weet U seën ons, U seën U kinders. U beskerm ons, U lei ons, U stort genade en liefde oor ons uit. U gee ook vir ons vrede. Here, dit is ons gebed dan ook vandag, dat ons sal onthou wie U is. Dat ons ook sal onthou dat Jesus opgevaar het, maar dat hy weer kom. En dat hy die grootste seën is, wat ons ooit al ontvang het. Help ons, Here, om ook nie net alleen te bid nie, maar saam te bid, eensgesind te wees, en Here te weet, U gee ook vir ons ander mense in ons lewens, sodat ons nie alleen U kan aanbid nie, maar saam met ander. Dankie hiervoor, Here. Ons ervaar U seën in ons lewens, en ons is so dankbaar daarvoor. Ons is lief vir U. Amen. Soos ek dan nou reeds aan die begin genoem het, baie dankie aan almal wat deel was van ons Markdag, en onthou dan nou van ons Pinkster oor die volgende 10 dae. Ons het dan vandag 1 Junie met Pinkster afgeskop. Ons kom Dinsdag, Woensdag en Donderdag aand by mekaar, al 3 aande om 6:30 in die aand of 18:30. En ons sien uit om ook van 6:00 af sop en broodjies te geniet. Julle is baie welkom en mag ons in hierdie tyd eensgesindheid in gebed ook ervaar. En dan nooi ek julle ook uit na ons Pinksterfees hierdie Sondag, 'n groot feesviering oor die seën van die Here in ons lewens, en dat ons dan sy getuies
in hierdie wêreld kan wees. Mag ons een wees om die boodskap na buite toe uit te dra. Ons sien jou met Pinkster. Ons sluit dan af deur 'n lied saam te sing en hierdie lied sing eintlik die seën van die Here oor ons vandag. Mag ek en jy weet hy seën ons, hy bewaar ons, hy skyn met sy aangesig oor ons. Hy wil goedheid vir ons hê en sy guns rus in ons. Kom ons onthou dat die Heilige Gees in ons is en daarom is ons so geseënd. Kom ons sing saam. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen, 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 familie en jou kinders en hul kinders en hul kinders. Mag sy guns rus oor jou lewe en jou 1000 generasies, jou familie en jou kinders en hul kinders, hul kinders. Mag sy vrede jou vooruitgaan, agter jou staan en langs jou staan. Dit omring jou, hy is in jou, hy is met jou, hy is met jou in die oggend en die aande, in jou doene en jou late, in jou hartseer en jou vreugde. Hy is vir jou, 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 hy is vir jou. Mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee.
Ek seën julle dan vanaand met een van die bekendste seëne in ons Bybel. In 2 Korintiërs 13 vers 13 het Paulus so aan die gemeente geskryf en ek seën julle graag so vandag. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees. Amen.